Het jy al 'n jong seun gesien wat regtig iets wil hê? Hy vra nie net een keer nie. Hy gee nie op na die tweede keer nie. Hy vra weer en weer en weer. Elke keer bring hy nog 'n rede. Maar ek beloof ek sal mooi oppas. Almal ander het ook een, of ek sal my kamer opruim. Hy hou aan. Nie omdat hy hardkoppig is nie, maar omdat hy glo sy ouers kan en wil gee wat hy vra. Hy vertrou hulle en hy weet hulle gee om. En hierdie prentjie bring ons by 'n baie belangrike vraag. Hoe vra jy vir Abba Vader iets in gebed? Met twyfel? Met onsekerheid? Of met die vertroue van 'n kind? Jesus sê in Matteus 7 vers 7 tot 11, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Elkeen wat bid ontvang, hy wat soek vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Of watter mens is daar onder julle wat as sy seun hom brood vra, aan hom 'n klip sal gee? As hy vir 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, weet wat goeie dinge aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Jesus roep ons dus tot ernstige en gedurige gebed. Hy sê doelbewus, bid, soek en klop. Dis nie 'n eenmalige versoek nie, dit is 'n lewenshouding. Ons bid nie net om iets te kry nie, maar om in verhouding met hom te wees. Soos 'n kind wat aanhou vra, omdat hy vertrou, so moet ons aanhou in geloof. Vader sê egter in Spreuke 3 vers 6, ken my in al jou weë, dan sal ek jou paaie gelyk maak. Nou, Abba Vader gee nie altyd presies wat ons vra nie, maar hy gee altyd wat goed is. Soms lyk sy antwoord anders as wat ons verwag, maar dit kom met 'n vaderhart vol liefde. So ek wil jou aanmoedig, maak gebed 'n prioriteit in jou lewe, daagliks. Bid gedurig, moenie moed opgee nie. Hou aan klop, die deur sal oopgaan. Onse Vader in die hemele luister, en hy gee en hy sorg. Vertrou hom met die geloof van 'n kind.